sluit ons oor. Vader, dankie dat ons kon sing van die goedheid, Abba en U. Abba, U laat nooit ons aan nie, Abba. Dis ons as mense wat tydkeer op ons eie wil gaan, Abba, en vandag gaan ons vra dat U ons sal vergewe vir die kere wat ons op ons eie wil wees, Abba. Dankie vir die goedheid, Abba, dankie vir die guns wat U vir ons het. Dankie dat U vir ons die guns het waar U spreek in Jeremia 29 vers 11. Abba, die toekoms wat U vir ons het, Abba, die voorspoed wat U vir ons het. Abba, dankie dat U vir ons keuses sit in die woord, Abba, dat U vir ons hierdie keuses stel, Abba, wat U vir ons kom leer, Abba. En Abba, ek bid vandag, Vader, ons kan nie self doen nie, Abba, dat U sê vir Yeshua sê toe hy gaan, toe sê hy stuur vir ons iets beters, hy sê vir ons 'n trooster. En Abba, so weet ons U het gesê dat U vir ons hierdie trooster gaan gee wat in ons hart bly. En ons is vandag, verklaar ons dat ons is die tempel. Ons is die tempel, volgens 1 Korintiërs 6 vers 19. En Abba, dankie dat U Ruach, die Heilige Gees, U asem in ons is, Abba. Om ons te kom wys, Abba. Mag ons hierdie klippe uit ons hart uithaal, partykeer dat ons nog so keer, Abba, dat hierdie hart ons so hard maak, Abba. En Abba, ek bid vandag wel dat U sal kom en soos 'n besem sal kom skoonvee, Abba. Ons tempel sal skoon maak, Abba. En dat ons hierdie vleeslike hart sal hê. Hierdie vleeslike hart, Abba, wat net doen wat U wil hê ons moet doen, dat hierdie liefde het vir U, Vader. Abba, dankie, Vader, vir hierdie dit ons kon gesing het nou in die worship, Abba, met alles wat ons het. Vader, ek bid nou dat U sal spreek, Abba, so Samuel U stem gehoor het, Abba, mag ons U stem hoor, Abba, en sê hier ons, Vader, spreek U dit snel te luister. Ons bid nou U seën oor hierdie oomblik, waar ons nou in hierdie huis U woord kan oopmaak. Dankie, Abba, ons eer U, ons bid alles in seën in Yeshua se naam. Amen. Ons is besig met die vrugte van die vlees en dis 'n moeilike en as ek nou gesê, dis baie moeilik om te praat oor die vrugte en baie mense wil nie meer praat vandag oor die vrugte van die vlees nie en hulle hou eerder daarvan te praat oor die vrugte van die gees wat al hierdie mooi dinge is, al hierdie liefde, al hierdie genade, al hierdie joy. Maar partykeer moet ons gaan en ons moet bietjie gaan sit by Abba se voete want dis belangrik, Abba wil vir ons iets leer hierso, want Paulus, hy eindig en sê, dit gaan jou iets kos, dat jy kan die koninkryk van God nie beërwe nie daarmee, en so is belangrik, dit is nie iets wat net gesê word en gelaat word nie, die klem word al gesit. So ons is besig met die tabernakel reeks, en ek leer Abba vir die reeks, ons het begin met die bronsaltaar, waar ons gepraat het oor verskillende tipe offers, en nu ek daai het gesê het van, dat Abba ons geleer het van hoe hierdie offers, wat hulle actually daai tyd moes moeite doen, 'n beeslag of 'n duifie slag of 'n bokkie slag vir die offer. En ek sê baie van die toere mense soos imagine as iemand hy het net 'n offer gemaak vir sy sonde byvoorbeeld en hy stap uit en hy kyk weer of hy doen iets verkeerd, hy sondig weer, dat hy weer van voor af 'n beesie moet gaan soek en gaan slag en weer bring vir die offer. Hulle moes actually iets doen daai tyd. En vandag het Yeshua ons betaal en ons kan ons net ons oop toemaak en sê, ja my Vader, vergewe ons deur die bloed van Yeshua en ons word skoon gewas so wit so sneeu en dit wat 'n voorreg is dit nie. En ons besef dit baie keer nie. Dis 'n voorreg en dit is daai is liefde. Daai is soos Johannes 3 wat Vader sê, want God het ons sy Vader ons nie so lief gehad sy enige gebore seun te stuur. Dit is liefde daai vir ons. Maar wat het ons terug? Wat het ons terug om vir Vader sê, dankie Abba. Dankie dat U seun vir ons gestuur het. Rebelleer ons, dis tyd is om nie gehoorsaam te wees nie. Abba soek nie daai een ding wat hy terugsoek. Hy sê, hier is my seun, ek sal jou skoon was, jy sal vry wees. Jy kan my sê tot jou vriend doen, jy hoef nie eers meer meester te doen. Maar al wat ek soek is net, doen net wat ek vir jou vra. Doen nie daai ietsie, gee nie daai ietsie terug. Kom soos vandag by mekaar, as boetas en sissas, en kom sit hier so in hierdie eenheid. En rus, ek het dit vir julle gemaak, boeta en sissa, om te rus. Want dan rebelleer ons en ek dink dit baie keer, ek gaan ons besef hoe Vader se hoe ons hart van Vader se hart seermaak as kinders nie. Want as my kind vir my sê, man ek sal dit doen, dan gaan ek ongelukkig voel raai kind. Ek gaan glad nie daai liefde voel nie. As hy aanhou en maatjies kom na die kind toe, of ander mense kom sê my, hou net op om so lelik met jou pa te wees. Hou net op. Want hy gaan aan. Dit is daai liefde en maar mag almal ons net leer, dat ons hierdie soet geur, soos nou gebid het, dat ons hierdie soet geur vir Abba sal wees, ons hele lewe. So na die bronsaltaar,
het ons gepraat oor die waskom en ons is nog steeds besig met die waskom. Dit is so amazing dat ek Abba eer vir hierdie, dat hy vir ons hierdie, dat ek wil Abba vra dan is dan waar ons begin praat en Abba sê begin praat oor die tabernakel. En ek glo ons gaan heeltyd besig wees met die tabernakel want dit het alles te doen met ons, want ons is vandag 'n tempel en Abba leer ons, ek kan Abba se hele woord kan ek in die tabernakel sien. Die hele woord. En dit is so amazing, dit is hoe Abba so erg gespoor het. So die waskom, en ons weet die waskom met die doop verteenwoordig het, ons het gepraat oor die doop en dan ook met die was met die waterbad van die woord elke dag. En dis die ding, ons moet was met die waterbad. Ons moet ons was met die woord. Ons moet gaan kyk. Ons moet was. Wat is snap? Wat is die veiligheid? Ek het daar's gepraat van die bruid. Daai bekleeding wie, maar die bruid moet bekleed, so Openbaring 19, bekleed jouself met hierdie reinheid. En jy moet nie hierdie bruid is wat aankom by Abba en hier kom my bruid alweer wat ek het die bruid het nie gebad. Dis presies wat Abba bedoel van, was jy met die waterbad van die woord, jy moet nie so, Abba wil hê met jou was, en dis die ding, en mag ons was, mag Abba ons was, heeltyd met sy water, met sy bloed, hy sê daar so, Esegiel 36, hy gaan die water ons sprinkel om ons te reinig, en so weet ons vandag, dit is Yeshua het gekom om ons te reinig, hy gaan ons reinig, en dan eer Abba dat ons wil reinig, dat hy sy bruid wil skoon, ek het laasweek sê, as jy voor jou trou aan, wil jy jou bruid mooi wees, op jou beste. Op jou beste. En dit is wat ons onsself moet bekleed in daai regverdigheid. So, ons kan sien om net te kyk na die vrugte wat ons onsself moet was. Ons het klaar gemaak met die gawes wat op Yeshua gerus het volgens Jesaja 11, die 7 gawes, die 7 name van Ruach HaKodesh, Heilige Gees. En tot ons begin met die vrugte van die vlees. Nou as dit Vader se wil is, wil ek, as ons staat met die vrugte van die vlees, dan gaan ons praat met die vrugte van die gees. So volgende keer, as ons die naweek kom, ons afnaweek, en dan die naweek daarna ons nuwe jaar het, en 'n lekkere Bybelquiz gaan hou hierso, so dan almal is welkom om te kom join, en dan daarna gaan ons, na dit gaan ons Benet, gaan sy vir ons praat oor towerheid. Oor towerheid, wat ook 'n baie interessante enetjie is, vandag se tyd oor towerheid. Ons dink dis net die werksies se storieetjies, van die werksie, gifappeltjies en hartjies, nee. Daar is gifappels, glo my. Daar is gifappels. Maar dit gaan oor die towerheid, oor hoe self spreek jy towerheid? Hoe praat jy met jou tong, die mag van die tong? Die Zulu sê, Yaloya. En hulle ken dit. Hulle ken daai towerheid. So dit gaan interessant wees, die Biblie gaan Sondag se Nations, en hy weer vir die Nations leer oor towerheid. Ja, so ons sien uit daarna. Soos het laasweek, ons het gepraat oor vrugte van die vlees, soos ons het begin met oorspel, en toe hoerery, en laasweek het ons gepraat oor onreinheid. So dis welkom om te gaan luister, ons het die goeders op YouTube. So om te begin, net om weer vinnig te lees, Galasiërs 5 vers 19, praat oor die vrugte van die vlees. En ek gaan ons lees. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. Nou ek het ongebondenheid, die Afrikaans en Engels, dit is baie moeilik. Dit is in wat se Grieks-Afrikaans is hierdie nou? Ongebondenheid. En dit is goed, want ons moet leer daaroor. Dit staan in die woord. En ons lees die woord, en wat beteken ongebondenheid? En dit is belangrik om te weet wat beteken ongebondenheid, want dit kan nog keer dat jy nie koninkryk inkom nie. Dit staan geskryf. So dit is goed om te gaan kyk na elkeen. Soos ongebondenheid, aan ons vandag oor praat, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, braasery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, wie wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe. Dis belangrik. So jy moet onthou, daar is hemel en daar is koninkryk. So het jy al gewonder, wat is die koninkryk? Wat beteken die koninkryk? Die koninkryk is obviously plek vir koning. Koninkryk.
So ons het 'n natuurlike koninkryk van oor daai tyd wat daar aarde waar daar konings was en hy het sy koninkryk gehad. Maar Yeshua sê sal die koninkryk nie beerwe nie. Nou die Griekse woord vir koninkryk is basileia. Basileia. En dit beteken waar 'n koninklike mag is. 'n Koninklike heerskappy is. Okay? En nog 'n ding wat beteken die heerskappy van Yeshua. Dis die koninkryk. Yeshua is die koninkryk. Hy is die heerskappy van Messias. 'n gebied onderworpe aan die heerskappy van 'n koning. 'n Koninklike mag en waardigheid wat aan die bruid en die Messias se koninkryk toegedien is. Dit is die betekenis van die koninkryk. Dan net daar waar jy saam Yeshua gaan wees. Dis wat die koninkryk is. Daar waar Yeshua is, daar's die koninkryk. En die woord sê as jy die bogenoemde dinge doen van die vlees, sal jy nie die koninkryk beerwe nie. Met ander woorde, jy gaan nie saam met Yeshua wees nie. Want hy is die koninkryk. Hy is die heerskappy. En dit is belangrik om daai woord te verstaan en die erns van dit verstaan. Openbaring 21 vers 1 sê: Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel. Toe berei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Dit is die plek wat Yeshua ons gemaak het. Dis hemel wat van aarde toe kom by Jerusalem. Dis die woord, dis Johannes se visioen wat Vader kom gee. Dis hoe hele wêreld in Jerusalem is. Vers 3: En ek het 'n groot stem in die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense. En hulle sal my volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Dan tog, daar gaan nie meer moeite wees nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê: Kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê: Skryf, want die woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê: Dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe. Verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe. Hy wat oorwin, die struikels. En ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die gelowiges en die gruwelikes, dis nou alles wat Abba grief. Ons het daarso gepraat, wat grief Abba? Gees is een van dit. Gruwelikes en moordenaars en hoereerders, ons het gepraat van die hoerery. Die hoereerder, moordenaars, towenaars, en afgodsdienaars en al die leenaars. Wat sê Abba in Johannes 2? Waar sê jy? Hy sê reguit, as jy sê jy is lief vir my en jy onderhou nie my gebooie nie, jy sê nie lief vir my, dan lief jy. Dan lief jy. So die wat die gebooie onderhou nie, is leenaars. Hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Dit is hard hier. Hier is nie 'n liewe heksie storie nie. Dit is nie 'n liewe, daar kan nie 'n liewe voor dit wees nie. Dit is die wat in daai storie van waar hulle sê van liewe Jesus. Dit is liewe Jesus. Yeshua is liefde. Hy is liefde, hy is lief vir ons, maar hy is ook Godvreesend. Ons moet die vrees van Vader nie vergeet nie. Want hy sê, jy sal in die poel van swaal in die vuur uitgewis word. Dis belangrik. Vader is God van liefde, maar hy is God van vrees ook. En dit is wat ons, dis wat die vyand probeer van ons wegvat, van, nee, dis liewe, alles is liewe. Dis liefde en genade klaar. Dis die ding. So nog 'n plek waar gepraat word van, so daar gaan die hemel wees wat aarde toe kom. Okay? Nog 'n plek waar gepraat word van die nuwe hemel, is in Jesaja 66. Nou hou van dit, vers 22. Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here. So sal jou nageslag
en jou naam bestendig wees. En elke maand op die nuwe maand en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my. So ons gaan die nuwe maandfeeste en die Sabbat en nog steeds hou in die nuwe hemel. Doen dit nou al, dan gaan jy weet wat in daai tyd gebeur. Hulle gaan aanbid voor my aangesig, sê die Here, en hulle sal uitgaan en die lyke sien, dis dit nie Johannes, is dit nie is Openbaring wat is op vergelyk word met Openbaring 21, en hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het, rebel het. Want die wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. Gaan lees vir vooruit waar gaan die stukkie oor vark, verfoeisels en muise eet. Maar waar nie daarvan? Wat doen die vyand? Ons sê buite. Maak blank. Dis belangrike goeders hier. Want gaan alles oor rebel. Onreinheid. Dis kom as jy so sê, dat is onreinheid. Dis daai boerery, dis daai ongebondenheid, dis daai oorspel gemaak jy die koninkryk nie gaan ingaan nie. Daar word gesê, jy gaan die koninkryk sien, maar jy gaan nie beërf nie. So is belangrik om te kyk na die vrugte. Jy gaan die koninkryk, daar gaan 'n koninkryk wees, daar gaan hemel wees, en daar gaan koninkryk wees. Dis die gelykenis van die 10 maagde. As hy deur toe gaan, hulle almal was nog steeds by die troue gewees. Daar was gaste gewees en daar was bruid gewees. Daar word in die Openbaring word beskryf hoe die koninkryk gaan. Daai goue mure, daai cubicle, daai 2400 by 2400 by 2400 cubicle wat gemaak is vir die bruid. Wat soms die bruilof gaan ingaan. Wat soms as hy deur van toe gaan. En waar wil jy wees? Wil jy in die hemel wees? Is die hemel vir jou genoeg? Is dit genoeg vir jou of wil jy in die koninkryk wees? Want Jesus sê, my Vader se huis is daar baie skatkamers. Hy gaan vir jou 'n mansion voorberei. So vandag wil ek praat oor ongebondenheid, braasery en dergelike dinge. Die Engels sê dit as debauchery, orgies and the like. Debauchery, nie debauchery. Sorry, is Engels vir mense. Debauchery. Weet jy wat is dit? Ja, dankie Tiny. Ek nie was debauchery nie, hoor. Debauchery, orgies, ken ons, and the like. Okay, so ek het ook iets ongebondenheid. Nou weet ons, maar dit is een van die dinge wat die vyand maak so 'n bietjie moeilik maak vir ons om eers uit te spel, want hy wil nie eens hê ons moet weet wat is. Hy lees hier ons praat daaroor. En so praat baie min mense oor ongebondenheid. Baie min mense doen dit. Ja, Vader is so vas op sy woord en hierdie is belangrike goeie. So dit gaan dan hardloop op die woorde, dit gaan dan maaklik wees, dit gaan dan geleidelik wees of wat ook al, maar Vader wil hê ons moet praat daaroor. Dis belangrike goedes hier. Want ons is besig met orgies vandag. In die geestelike. Ons ondersteun mense wat orgies gedoen het daai tyd. Deur om Yeshua se kruisiging saam met hulle te sit. Dis wat mense doen vandag. So die hooggeboegenoemde loop heeltyd saam. Die debauchery, orgies en the like loop saam heeltyd. Dis hierdie braasery en dergelike dinge. Ek wil dronkenskap saam met dit sit in dronkenskap loop en ek som elke dag. Maar ek wil apart met dronkenskap gevra. So Petrus som dit op in 1 Petrus 4 vers 1. Hy sê, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, braasery, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderry. Daarom vind hulle dit vreemd as hulle nie saamloop in dieselfde uitgieting nie. Doen dit nie vandag nie? En jy sê nie weer as jy sê vir dit nie? Die uitgieting, dieselfde uitgieting van losbandigheid nie en hulle laster.
So Petrus kom en hy som al die goeders uit as losbandigheid. Vers 5, hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Ons gaan geoordeel, Petrus verstaan het, die oordeel gaan kom oor losbandigheid. Die losbandigheid van die heidene. Hy sien al die dinge as heidense praktyke. En hy noem dat ook dat Yeshua vir die vleeslike sonde gesterf het en daardeur hulle moet klaarmaak met daai dinge. Anders te gaan hulle geoordeel word. Want Vader gaan die oordeel wat aan hom het. Met ander woorde, hy sê Yeshua se genade is daar vir hulle. Maar hulle gaan moet rekenskap gee. Yeshua se genade is daar, Yeshua het gesterwe vir as jy daai goeders doen. Sy bloed is daar vergifnis vir jou. Maar jy gaan moet rekenskap gee en daar's 'n oordeel van lewe en dood as jy aanhou met daai goeders. Jy kan nie aanhou daarmee nie. Maar wat verkoop die vyand vandag hier buite vir ons? Life without limits. Lewe sonder grense. Is dit nie wat ons almal daarso tot een van op die Land Rovers vandag se tyd is daai live without limits. Want as jy Land Rover ry is daar nie limits op jou breuke wat jy gaan kry nie. Dan moet jy Land Rover mense. Ja, dan kan jy sê dat dit nie, maar ja, dis ek kom dit op dit hulle gepak is. Maar dit is waar die vyand verkoop. Daai van daai Nike advertensie van 'n regmerkie, just do it. Dis 'n Nike advertensie. Maar kom hulle kom sê vyand sommer vyand kom hy sê sommer 'n regmerkie, just do it. Dis wat die vyand verkoop. Ons moet aangaan. Het jy al gehoor van die gesegde? Maar gesegde word opgesom met ongebondenheid, waar jy lewe sonder grense. Met ander woorde, jy is wetteloos. As jy lewe sonder grense, is jy wetteloos. Is dit gesond vir ons? Nee. Dit is nie gesond om sonder grense te lewe. Jy mag dalk nie die koninkryk beerwe nie. Nou, dis net wat baie mense vandag dit aanhaal. En ek het as kind dit baie gehoor. As beproef alles en behou die goeie. Ja, nou moet ek gaan drink hoor. Ek moet gaan beproef, gaan drink nou, en nou ons gaan doen alle goedjies, en dan op 'n stadium gaan besef, okay, nee, hierdie is nie vir my nie, dan gaan ek net die goeie hou. Dis was my redenasie geweest. Beproef alles en behou die goeie. Want dit staan in die woord. 1 Tessalonisense 5 vers 16. Wees altyd weer bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie, verag die profesie nie. Ons lees nie daai nie. Vers 21. Beproef alle dinge, bou die goeie. Dis die vers wat ons gelees het. En dan gaan dit verder aan. Onthou, dis presies wat ons doen, ons lees net verder. Vers 22. Onthou julle van elke vorm van kwaad. En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberustig bewaar word deur die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ons lees nooit verder nie. Wie het al daai verse al gelees? Die goeie. Doen alles wat net die goeie. Waar gaan dit? Gaan dit oor jy moet gaan drink en hoer en remoer? Nee. Nee. Beproef alle dinge, behou die goeie. Staan daar beproef, of staan daar gaan doen al die dinge? Kom ons kyk wat daai beproef beteken. Dis die Griekse woord dikimazo. Dikimazo, dis die Griekse woord daarvoor. En dit werk altyd op terug te gaan na die oorspronklike, na die Grieks toe, na die Hebreëus toe, om te kan verstaan dat oorspronklike woord daar was, en dan kan jy gaan kyk op die Strongs, of jy gaan kyk op die Google, of gaan kyk op die ou Griekse woordeboek daarso in die huis, gaan kyk wat daai woord beteken. Want dan kry jy 'n beter verduideliking wat die skrywer op daai stadium vertel het van daai stukkie woord. Want dit is waar Hosea 4 vers 6 kom van 'n volk gaan ten grond as volk van 'n reg en kennis van God. So wat beteken dikimazo? Wat beteken daai beproef? Verskoon Engels. To test. Okay? Beproef so getoets alles dan. Nee. To examine daarna. Die tweede beteken is to examine.
te gaan ondersoek. To prove, gaan prove dit teenoor die, gaan bewys dit teenoor die woord. Hier is 'n moeilike Engels woord. To scrutinize, to scrutinize, ja, dat het omgly. Met ander woorde, om te sien of iets werklik is of nie. Okay, dis eerste ding. Om te sien of iets werklik is of nie. Nommer 2, to recognize a genuine after examination. Nadat jy het gaan ondersoek het, kyk wat 'n genuine is. To approve, to deem worthy. To deem worthy. Nou dit is daai beproef. Nou mens net beter te verduidelik, kom ons lees woord daaroor, wat in Engels Romeine 2 vers 18 praat van, kyk, jy dra die naam van Jood, en steun op die wet, en beroem op jou God, en jy ken sy wil, en onderskei die dinge, waar dit op aankom, omdat jy die wet onderrig word het. Dieselfde woord beproef word daar so, die kan word daar gebruik. So dit staan oor, jy ken die wil, en jy moet die wil ken, en jy moet kan onderskei die dinge wat aankom. Dit is daai beproef waarop dit verwys word. Nog 'n stukkie waarop Paulus praat van die wet en onderskeiding daaroor soos die Jode. So ons moet basies daai beproef wat ons lees, ons moet dan onderskei hê soos wat die Jode gehad het. Dit is daai woord beproef. Okay? Romeine 2 vers 2 wat ook praat oor daai beproef. Staan daar: ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as lewende, heilige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig gedien, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Hier is die beskrywing van daai beproef. Beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. So nou as jy daai beproef alles, moet jy gaan kyk of dit Vader se wil is. Want dieselfde woord, daai Griekse woord vir beproef, word presies in Romeine 12 gesê. Dit is daai beproef, gaan beproef alles. Gaan kyk of Vader se wil daaroor is. Dis die beproef, dit is daai wat jy moet gaan ondersoek doen oor daai beproef. Beproef die wil van Vader, voor jy dit doen. En raai wat se beproef word hiervan gepraat, dieselfde woord, dikamazo. Dit is dikamazo, dit is die Griekse woord Vader. Soos jy gaan kuier nou en gaan doen alle dinge en hou nie die goeie nie. Nee. As jy die dinge sien, gaan beproef of dit Vader se wil daaroor. Dit is kom ons sê, maar jy gaan beproef dit. Ons lees die woord verkeerd. Partykeer die hele stuk lees. Maar kyk hoekom moet ons beproef? Want dit gaan oor om Vader se heiligheid na te spreek, na te wil hê, jy dit smag, maar om met sy heiligheid en alles te sien. Dieselfde woord, dan jy kan nie losbandig lewe sonder grense nie. Alles doen en dan net die goeie oorhou. Nee, Petrus beskryf, jy gaan geoordeel word, as jy losbandig is. Ons almal is skuldig met ons pares wat ons dink, ons was onskuldig gewees op die stadium ons lewe nie. Was almal nie as daas jeug nie. En op vandag se jeug wat daarvan gewaarsku word voor die tyd, is baie bevoorreg. Maar van ons moes daardeur gegaan nie. Van ons het groot geword met hierdie, ons Afrikaners is braai en rugby en brandewyn die ding. Dus jy groot geword, dis hoe jy sien jou maatjies doen, dit is die ding. En wat gaan gepaard met drank, is al die dinge. En dan kry jy nog woord daarby wat daar staan van beproef alles, dan soos Peter op die vuur, die gat ons. Maar hou nie die goeie as nie. Daai tyd, dit kom nie net van nou af nie, dit was daai tyd al ook erg gewees. Mense sê, dit is nie van nou nie, dit is al van daai tyd af.
Dis waar baie van die vrugte van die vlees vandaan kom. Daar was 'n tyd in Egipte waar hulle die wilde partytjies gehou het. Dit was die fees van Bastet. Gedurende die fees het hulle oormatig wyn gedrink en dronk geword. Naak gedans en gepaard gegaan met ongebondenheid en orgies. Dis 'n fees wat hulle gehou het in Egipte. Nou die Grieke het nog erger gevat. Hulle het wyn gedrink, dronk geword, hoe die seksualiteit beoefen en geëindig met hierdie orgies heeldag. Dus dit het gebeur. Dit is nie lekker om oor te praat nie, maar dis wat hulle gedoen het. Dit is wat ek Sodom en Gomorra. En dit is Vader se grief daaroor gewees. Daar het Sodom en Gomorra was presies dit. Wat doen ons vandag? Hoe begin dinge nie nou verander? Mense sê so skaamte. Hulle het dit gedoen deeldag om dankie te sê aan hulle afgod Dionysus. Die Romeinse mense, die Romeinse ryk was ook vol ongebondenheid. Met ander woorde, lewe sonder hierdie grense. Hulle het die afgod Bacchus beëer. Met wyn. En ek dink altyd Bacchus was altyd net hierdie wyn, hierdie dronkenskap. Die gees van Bacchus is hierdie drink, die dronkenskap gees nie. Bacchus is geëer met wyn, hulle fertiliteit gevier, feeste gehou en orgies gehou. Dit was die fees van Bacchus. Die naam van die fees was Bacchanalia. Dit was die fees gewees wat die Romeinse ouens gedoen het. Dit was oorspronklik gehou deur vrouens en later gegroei na hierdie orgies met mans. Soos ons staan, was dit nie die vrouens wat wyn gekry het. Maar toe dit mekaar het verander het, die mans teruggejoin en het verander hierdie losbandigheid feeste vir Bacchus. Die Romeinse emperor met die naam Caligula het hierdie groot skepe gebou. Spesiaal net vir orgies. Ja, hy skip geklim en hy skip gegaan en hier aan laas opgedraai. Dis erg, mense. Dis disgusting geweest daai. So ons ding is net vir nou af. Dit kom al van die begin af. Dink net aan die hippies. Tyd die hippies. Dink jy daar was grense gewees? Nee. Lewe sonder grense. Vandag kry die mense nog steeds. Hulle word dronk. Partykeer word hulle naak. Hulle nog steeds in orgies, dink jy aan daai aand en is nou 'n bietjie aaklig, maar dis 'n vrug daarvan. Ek het al gehoor van die sleutels in die aan. Dit gebeur. Dit word al hoe erger vandag se tyd. Daai orgies kom terug, mense groep te doen. Die punt van die saak is 'n gruwel in jare se toe. So sê Paulus dat jy gaan die koninkryk van God nie beerwe as jy dit doen. Nou kan nie dink hoe Vader in al die liefde wat hy vir jou het, sy seun wat hy gestuur het vir jou om vergeef te word, ja, jy kan vergeef word om te ophou. Want Petrus sê duidelik jy gaan geoordeel word. Punt. Jy sou het gestaan, maar jy gaan geoordeel word. Ek kan nie dink dat dit Vader toelaat wees, hy's heilig. Hoe gaan hy vir daai vuil hoer van 'n bruid toelaat in sy koninkryk? Met dit nie. Hy sê daarso, gaan nie beloofde land in Joshua julle en wis hierdie heidene uit, want dit is heidense praktyke. Dis wat hulle gedoen het. Deuteronomium 7 vers 2 sê, en die Here jou God hulle aan jou oorgee, dat julle hulle verslaan, dan moet julle hulle geheel en al met die bandvoet trek. Julle mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie. Jy mag jou dogter nie gee aan sy seun en sy dogter nie neem vir jou seun, want hy sal jou seun aan my afvallig maak sodat hulle ander gode dien en die troon van die Here teen hulle laat ontvlam en hy jou gou verdelg. Maar julle moet met hulle so doen. Hulle altare moet julle omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle hoor gemooi. Hulle heilige boomstam omkap en hulle gesneede beelde met vuur verbrand. Want jy is 'n volk heilig aan die Here jou God.
Ja, jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Tot die heilige boomstamme, ja, jou Kersfeesboom. Jou stergod, gaan dis lees vir Jeremia. Ons bring die boom in ons huis in. Daai boom is afkap. Jy sit 'n ster op hom, die stergod verteenwoordig. Dan versier jy hom mooi die boom. Sit mooi goedjies op hom hang. Alright? En dan bring jy geskenke vir jou afgod. Jy sit geskenkies vir jou afgod. En wat gebeur nog as jy jou geskenke bring vir afgod? Jy buig voor hom en jy sit jou geskenk neer. Het al ooit iemand gesien staan en 'n skenkafval van die Kersfeesboom? Jy buig voor hom en jy sit jou geskenk. En dan gee jy sommer melk en koekies vir die afgod Santa. Maar nee, ons sit Yeshua saam met sy verjaarsdag saam met hom. Vader sê, jaloerse God. Hy sê, gaan haal hulle uit, dan kom my bloemstompe af, gaan wis hulle uit die heidene. Doen ons vandag nog hierdie heidense praktyke? Het ons nog hierdie feeste van orgies? Hierdie feeste van orgies? Die feeste van die heidene? Want dis wat hulle gedoen het. Miskien natuurlik nie, maar wel die geestelike. En ons veraf God dit. Nou wat sal dit wees? Die bekende Easter. Jy wat glo in Easter, jy wat jou Easter wil hou, wat saam met Yeshua as ek so opstandige Easter wil sit, hoor genooi wat hulle gedoen op Easter. So geestelik is wat deel van. Hulle loop mooi saam. Lent, Goeie Vrydag en Easter Sondag. Die dag wat hulle kruisiging van ons Messias, Yeshua Messias, saam met die son God sit. Klink dit nie ook so Kersfees nie. Maar dis okay. Kom ons gaan kyk bietjie en sien of ons die vyand kan sien daarin, of die vyand kan sien daarin. Vader sê beproef. Vader sê beproef. Die kemaso, beproef. Kyk of Vader se wil daarin is. Dis wat sê en dan hou jy die goeie. So gaan kyk gou voordat jy dit doen of Vader se wil daarin is voordat jy dit doen. Maar die vyand gaan vir jou wys. Die vyand gaan wil hê jy moet dit doen. Hy gaan dit op 'n skinkbord vir jou sit. Hy gaan sê, "Hoe so maar jy's nou weird. Hoekom kan jy jou familie gaan vir jou sê maar hoe kan jy dit nou doen? Nie doen nie." Jou vriende gaan jou vir jou spot, hulle gaan jou verlaat. Jy gaan weird wees. Dis cool om weird te wees, ek al. Dis cool om weird te wees. Dis awesome om weird te wees. Want al die weird mense is hulle wat die dag ek nie net just gaan nie, maar albei het 'n spesiale plek. Vir die wat sê nee. Vir die wat sê soos Joshua, nie my house will serve the Lord. Joshua sê, gaan doen julle idoolgoeders. Gaan doen julle idoolgoeders, maar nie my house will serve the Lord. Ons gaan hierdie blootpad ingaan, ons gaan hulle uithaal. Uitwis. Van hulle dit gedoen. Dan moet jy sê, kom probeer gestyk en waar het hulle sit van vandag. Hulle het getrou met die afgode, met heidene, en ons sit vandag toe nog meer. Ons sit vandag met Roomse Katolieke goeders in ons sisterskerke. En mense wil nie besef hulle doen Roomse Katolieke goed nie. Dis so goed, hulle kry nou maar priesters op en gee vir hulle die priesters geld ook en bid vir elke keer vir die priester om die sondes te vergewe. Maar dis dieselfde. Ons sit met Roomse Katolieke goeders en mense wil dit nie hoor nie. Kom ons gaan kyk bietjie. Ons die vyand kan sien dat hy lieg vir ons. Hy wil mense steel, hy kom nie steel om te verwoes en hy wil ons covenant steel by Abba Vader. Hy wil ons bruidskap, daai mooi bruid wil hy kom vuil en stink maak. Wat begin ons eers mee dra? Goeie Vrydag. Goeie Vrydag. Goeie Vrydag. Dis nie 'n Vrydag nie. Dis 'n goeie Vrydag en ons kom maak ons sommer 'n Sabbatdag. 'n Groot heilige dag. Is die Vrydag heilig? Waar kom dit vandaan? Kom dit uit die woord uit? Nou, dit kom van die Paus. Dit kom van die Roomse Katolieke af. Dit was die Latynse woord Viriae Sexta. Nou die woord good kom uit die woord holy. Pious holy vandaan.
In 1970 is dit finaal genoem Friday of the Passion of the Lord. 1970, met ander woorde, goeie Vrydag. Die vraag is Yeshua op goeie Vrydag gekruisig? Of is dit 'n Roomse Katolieke tradisie wat ons aangeneem? Nou volgens die Rooms-Katolieke en vandag se susterskerke was dit op Vrydag, want die woord sê dis voor die Joodse Sabbat. Die Joodse Sabbat, nie Sabbat van almal, van Israel, net van die Jode. Soos actually die een dag waar hulle erken dat die Sabbat op Saterdag is. Die 7de dag. Dis actually een dag waar al die Rooms-Katolieke, want hulle sê dit was, want die woord sê, Yeshua is afgehaal van die kruis voor die Sabbat. Dis kon sê is Vrydag. Is Yeshua gekruisig en afgehaal voor die Sabbat? Ja. So nou doen ons goeie Vrydag. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy my, die priester nie sal bedien nie. Wat sê 1 Petrus 2 vers 9, ons almal is heilige priesterdom vandag. Hiersoos word, as jy sy kennis verwerp, gaan jy nie die priester bedien nie, dan is jy nie meer 'n priester nie, hoor. Dan is jy soos die mense wat buitekant is, wat net tot by die bronsaltaar kom, en wat hulle sondes bely, en teruggaan in die wêreld in. Jy gaan nie, kan die priester bedien nie. Priester van daar af verder, die gawes, die doop, die roeping uit lewe. Wanneer jy Vader se kennis verwerp, gaan jy die priester nie meer doen nie. En sal jy nie bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, wat ek jou kinders ook vergeet het. Wat is die gebrek aan kennis? Yeshua is gekruisig voor die Sabbat. Maar het was nie die Sabbat. Dit was voor die Sabbat. Dit was die Sabbat, die 7 dag se Sabbat. Dit was vir die Sabbat van die fees van ongesuurde brode. Dit was die Sabbat. Die eerste dag van die fees van ongesuurde brode is die Sabbat. Maar was die tweede fees vir Israel en nie die Jode nie. Die tweede fees na Paasfees en nie Easter. Leviticus 23 sê dit en dan gaan ons lees. Verder die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van die Jode. Nee, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, dis feestydde van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste. Dis vir my, dit is my feestydde. Nie Zulus of Boere of Griekse of wat ook al nie, dis my feeste, sê Abba Vader. 6 dae lang kan hulle werk gedoen word, maar op die 7de dag is die dag van volkome rus, 'n heilige vierdag. So, die Sabbat is 'n fees. Geen werk mag julle doen nie. Dis die Sabbat van die Here in al julle woonplekke. Dis is die feestydde van die Here, die heilige vierdae wat julle moet uitroep op julle bepaalde tye. In die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand, is die Pasga van die Here, dis die Paasfees, die Pesach. En op die 15de dag, dis die dag na dit, van hierdie maand, is die fees van ongesuurde brode van die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Op die eerste dag, dis nou die volgende dag na Paasfees, moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. So dis 'n Sabbat. So Paasfees of Pesach was op die 14de van die maand. Met ander woorde, die 14de van daai maand gewees. Die Vrydag van was dit die Vrydag van die 14de? Was Vrydag die 14de Aviv gewees daai tyd? Nee. Nee, op die 14de van die eerste maand van Vader se kalender met die naam Aviv. Dit is wanneer dit die Pasga gebreek, die 14de van die maand. Maar sê in Eksodus 12, vanaf is dit my maand, dis die begin van die jaar, en dit is die begin van maande, en van daar af, dit is my eerste maand Aviv, en van daar af gaan jy, en jy tel. En my aande het gewerk van die daar gewerk van die vorige aand, het gewerk, dit was nag, Genesis praat van, dit was nag, dit is die dag, dis toe die dag gewerk het, dit het die aand voor dit begin. En die maan
Die maande is gegee met die nuwe maand. Nuwe maand tot nuwe maand. Dis presies wat ons in die hemel eendag gaan doen. So nou volgende week, baie interessant, Saterdag is die eerste van die nuwe jaar. Wat die aand aanbreek. Dat is het nuwe jaar. So amazing as jy almal se kalender volg, dan het jy 'n nuwe jaar in die middel van die jaar op. Dis wat aanbreek, is volgende week. Dis Vader se nuwe jaar. Dis 'n nuwe jaar. Ons gaan mekaar hartlik sê Happy New Year die volgende dag. Dan kan jy dit actually doen, maar dan is dit 'n nuwe jaar. Wat Vader gesê het, nie 'n kalender wat hierdie Rome ouens, die Gregorian kalender sê dis nuwe jaar nie. Met die viering van die fees Janus, Januarie. Die gees daarvan. Wat New Year fees. Gees, wat doen mense daarso? Wat doen mense op oujaarsaand? Hulle word poep dronk. Gepaard met klompgoeders. Nee, op Abba se nuwe. Ekskuus ek het ook gesê, dit is net dit. Hoe ek voel al. So presies 14 dae na dit is dit Pessach. Op Abba se bepaalde tyd. En Yeshua het Pessach kom vervul op die uur. Kom gerus vir tabernakeltoere om te sien wie Yeshua het vervul het. Om dit kan verstaan hoe dit vervul op die uur presies vervul. So dat ons nie meer vandag se tyd, hy is die lam van God. So dat ons vandag nie meer hoef die besies te staan as ons gesondig het. Die volgende dag was die fees van ongesuurde brode, wat 'n Sabbat was. Verstaan julle, hoe kan jy nie sê dis Vrydag nie? Want baie mense sê dis die Vrydag wat Yeshua gekruisig het, want dis die aand voor die Sabbat, die weeklikse Sabbat. Dit was nie die weeklikse Sabbat gewees nie, dit was die Sabbat van ongesuurde brode. Die dag na Pessach, die 15de Aviv. En die vraag is, waar spesifieke tyd met Yeshua se kruisiging, wat se dag het hy opgestaan? En ons weet presies, die dag wat Pessach was, en ons weet presies wat die woord sê, wanneer Yeshua opgestaan het. Dit was op die eerste dag, Sondag. Lukas, baie daai het hulle die dae, nie soos Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag nie. Dis dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, dag 6, Sabbat. Dag 1, dag 2, so dag gegaan. Dis hoe dit gedoen het, dis hoe die kalender gewerk. Nie met 'n maan en 'n son en 'n woen en 'n donder en 'n dag en al die goeders. Nee. Dit was letterlik die dae was dag 1, dag 2, dis die wêreld wat het verander het. En dan kan jy weet hoekom hulle dit 'n Sondag noem, want dit is die dag van die songod gewees. Sondag. Dis die dag wat hulle Sondag wat hulle die Romeinse die Paus en hulle daai tyd Konstantin het daai tyd gevoel hulle moet die Jode wat die Sabbat keer en hulle die songod aanbidders en hulle die Katolieke en hoe gaan hulle dit alles doen hulle dit die Lord's Day en sit almal saam een dag Sondag en noem dit die dag. So Lukas 24 want ek sal altyd na die woord homself verduidelik. Ons haal uit die woord soos Yeshua se verjaarsdag. Wanneer is hy gebore? Laat die woord homself verduidelik. Laat uit die woord uit. Nie mense opinie of mense dinge of tradisie nie. Laat die woord verduidelik. Lukas 24. En baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was en hulle het die steen van die graf afgerol gevind. Toe hulle ingaan het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Baie vroeg op die eerste dag. Wanneer het Yeshua opgestaan? Op die eerste dag, Sondag. As jy ooit gewonder het, wanneer is die 7de dag? En wanneer is die eerste dag? Die woord sê Sondag is die eerste dag. Dis hoekom kalenders, van die kalenders begin met Sondag. So, wanneer is die Sabbat? Vrydag aand. Sondag aan, 8 tot Saterdag aan. Wat sê die ander? Ja, dit is Sondag. So die opstanding was Sondag op die eerste dag, die dag na die 7de dag. Ek het ooit gewonder, wanneer is die 7de dag? Maar die woord homself verduidelik. Ander woorde, die Sabbat is op Saterdag. So as Yeshua op Sondag die eerste dag opgestaan het, wanneer was hy op die kruis? Vrydag? So hoeveel dae was Yeshua in die graf gewees? Matteus 12 vers 40 sê. Maar soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik
van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. 3 dae en 3 nagte. Hy was dood 3 dae en 3 nagte. Okay? So as jy so op die eerste dag opgestaan het, minus 3 dagies, kan dit Vrydag wees? Selfs ek met my blokkies getas om die vinding kan tel, dat het nie op Vrydag is. Kan nie, want hy was 3 dae dood. En 3 nagte dood. So die dag van die kruisiging tel nie. Die dag van die opstanding tel nie. Hy was dan nog gelewe. Hy het 3 uur die middag dood gegaan. Hy was 3 uur die middag dood op 14 April. So Sondag minus 3 dae gaan jy nooit Vrydag gee nie. En dit ook boonop heilig gemaak nie. En dit vir jou Sabbat maak nie. Nee. Dat die dag begin met sononder, nie soos die heidene wat die son aanbid het met die sonopkoms nie. Yeshua was die Woensdag heeldag op die kruis gewees. En hy sê 3 uur dood op die 14 Aviv. Dit was Woensdag daai tyd. Tye verander. Okay? Maar die punt van die saak soos op die 14de Aviv. En toe hy dood was dit op die daai tyd was dit die dag was die eerste dag opgestaan het. As ons kan van so dagterme was op die Sondag en die Woensdag. Okay? So van Woensdag aand af, okay, is dit die eerste dag van dood tot Donderdag. Okay, so hy was Woensdag nog gelewe. So dit is van Woensdag aand tot Donderdag aand is die eerste dag wat Yeshua dood is. Okay? Tot Donderdag aand. Donderdag aand tot Vrydag aand was die tweede dag wat hy dood is. Okay? En Saterdag aand, van Vrydag aand tot Saterdag aand, die derde dag wat hy dood was, tot daai aand. Wat het dan aand gebeur Saterdag aand? Sondag het begin. Hy was 3 dae dood gewees, 3 aande dood gewees. En Sondagoggend het hy die graf ook gesien, wat die begin van Sondag was, die derde dag. Want die dag het Saterdag met son onder begin, so ek sê. Die dag in Vader se kalender begin die vorige aand met son onder. So dan was 3 dae gewees, 3 aande gewees, 3 dae. Donderdag, Vrydag, Saterdag was hy dood gewees. Sondag het hy opgestaan. Dis hoe die wiskunde moet werk, dis van Woensdag af. Woensdag was Paasfees. Nie Goeie Vrydag. Dis 'n Roomse Katolieke ding. Yeshua is vir 3 dae dood. Ons is verkeerd geleer van as kinders as gevolg van tradisies. Die tradisies van die Katolieke. So dit bring my nou by Easter. Ons as kinders groot geword met Easter. Die dag van hasies en paaseiers was dit. Wat ons so graag gedoen het. En vir ons kinders 'n leuen vertel het van 'n haas wat eiers was. Die feit dat jy sommer klaar om te lieg vir jou kinders. Is dit van? Ja, dit was van geweest. Dit was van. Dit is van om te gaan soek. Maar jy kan net so gaan klippies wegsteek. En sal effek wees. Enige dag. Moet jy kinders gaan soek. Maar waar kom dit vandaan? Want die vyand het al weer gekom steel en verwoes en hy kopie alles. Soos dat hy kaartjies ding, hou die Lord. Hy kom kopie alles. So waar kom die eier wegsteek vandaan? Dit kom vanaf die tweede fees van Vader, die fees van ongesuurde brood. Yeshua het vervul. 1 Korintiërs 5 praat daarvan. Deur ons sondes uit ons lewe te kom haal. Die suurdeeg, die ongesuurde deurdag as suurdeeg. Wat verteenwoordig suurdeeg? Ons sondes. Wat sê die woord? Een stukkie suurdeeg kan jou hele liggaam besoedel. Die suurdeeg nie soos ons vandag ken van yeast wat jy net ingooi in 'n plek nie. Jy moet roer om daai suurdeeg te versprei. Want daai is 'n lewendige organisme wat jy daar in geplaas het in die brood en dan net bly groei maar hele brood suur gemaak om te rys. Soort om vervul. Ja, wat hulle gedoen het is daai tyd. Onthou dis nie die eendag fees nie. So daai het hulle gegaan en hulle het al die suurdeeg, hulle gaan suurdeeg in die huis wegsteek. Soos ons ken vandag yeast. En die huise gaan wegsteek. En dan het mense gehardloop en hulle het al die suurdeeg gaan soek, wegkruip en gespeel in die huis en die suurdeeg gaan uithaal. Hoekom het hulle dit gedoen? Dit was van gewees. Maar op
om te gaan soek of daar nog gesuurde in die huis is. En Abba sien alles in die taal. Wat doen die vyand? Kom ons steek paaseiers weg. En haar sien wat dit doen. Kan julle sien hoe die vyand kom koppie? So dis waar die paaseier wegsteek vandaan kom. Nou wat het paaseiers te doen met paasfees? En Yeshua se kruisiging? Dis Here. Maar dit is doen ons soos in ander jare nog. En ek self skuldig daarmee. Trek in kennis. So dit begin alles by Easter. Easter Bunny. Dis 'n groot heidense fees. Dis waar kom by vandag se tyd wat die woord sê, jy moet nie ongebondenheid hê nie, jy moenie orgies doen nie, jy moenie losbandig lewe nie. So wat van as jy dit nie self doen nie, maar jy ondersteun nog steeds daai dinge wat hulle daai tyd gedoen het en jy sit dit saam met Yeshua se opstandigingsdag. Die dag wat hy vir jou opgestaan het uit die dood uit, waar hy dood oorwin het. Die woord sê dieselfde krag wat hom uit die dode uit opgewek het, is in jou. Nou ben jy saam met 'n paashasie. Dit het almal skien sy kop trek vir ons mense. Hulle voor die broer het gepraat dat ons geestelik deel kan wees van hierdie orgies in ons manigheid. Wel ja, as jy Easter doen, is jy deel van dit. Geestelik. Want dit is 'n afgodsdag. Kies jy om 'n dag van ongebondenheid, van orgies saam met ons koning te vier. So laat ek verduidelik, waar kom Easter vandaan? Easter kom van die naam Eostre of Ostara. Eostre of Ostara. Dis waar Easter vandaan kom. 'n Duitse godin van nag, lig en fertiliteit. En ook 'n afgod wat hoog onder die songod aanbiddinge van die heidene was. Haar simbole was eiers wat hy langs die Efraat geverf het om vrugbaarheid te verteenwoordig. En ook hierdie groot, saam met hierdie groot bonfires onder die ligfeestings, hierdie bonfires. Hulle sê Semiramis, of soos ons almal ken, die afgod Ra, het hierdie godin geloof. En met die dood van Nimrod geglo dat hy weer binne 3 dae gereïnkarneer is in haar seun Tammuz. 3 dae, hoeveel dae was Yeshua? 3 dae. Daarna het hulle hierdie eiers geverf en dit gepaard laat gaan met hierdie dronkpartytjies en orgies om fertiliteit en seksualiteit te vier. Kan julle sien hoe vieslik was dit gewees? En ons sit Yeshua se opstanding saam met dit, ons doen Easter. Nou een van die tradisies van die Katolieke is om op Sondag 'n eier oop te breek om die leë graf te verteenwoordig. Songod aanbid. Dis spyker. En Abba haat dit. Wil jy sy seun se opstanding vier met saam met orgies? Ongebondenheid. Vader is jaloerse God. Hy sê in 1 Korintiërs 6:15 moenie saam met hulle gejuk wees nie. Kom uit onder hulle. Sonder jouself af. Raak er niks wat onreinig is nie. Ons almal se keuse of jy dit wil doen. Ons dien nie jaloerse God. Vader sê moenie hierdie ekstra feeste doen nie, want ek sal nie meer, daardeur, Amos 5:20, sal ek nie meer jou worship, liedere aanvaar nie. Ek sal nie jou offers meer aanvaar nie. Amos 5:20. En ons doen hierdie ekstra feeste, ons doen al hierdie pypergoeders, ons doen hierdie Yeshua se verjaardag, is 'n geboorte, wat eers blank sy dood is belangrik. Doen ons saam met 'n Kersfees, en 'n Kersboom, saam met die songod gaan Google gerus wat 25 Desember staan, die songod se verjaarsdag. Die Romeinse Katolieke het die songod saam met Yeshua geplaas. En hulle het orgies gedoen in die dronkpartye en ons pannigheid. Doen eerder Abba se fees, sy Pesach, sy fees van ons sê, as jy wil gaan bære eerder in jou kind, in jou huis, en haal het uit as jy iets uithaal.
los die gemors van nasies en dinge saam met ons self. Dis 'n gruwel vir Vader. En Petrus sê, jy gaan geoordeel word as jy ander moet liefde. Yeshua het vir jou gesterf om jou te red, maar jy gaan geoordeel word. Waar wil jy wees? Wil jy in die koninkryk, wil jy in die bruid wees met hierdie soet geur van Allah? Wat jy lees met die reinheid, hierdie mooi, of wil jy 'n hoer wees? Dis tyd. Mag Abba hierdie tradisies breek. Mag Abba hierdie stubbornness van die mense wat ek hoor, oor die vark, oor die Kersfees, oor die Paasfees, oor nuwejaargoeders, mag hy die stubbornness breek in Suid-Afrika. En dat die volk weer terugdra na hom toe. Stel dat ons Bybelse ding op Bybelse maniere begin doen. Want dit is ons voorbeeld. Abba sê, gaan beproef dit. Soos jy dit gehoor het vandag, gaan beproef dit gerus. Ek kan jou waarborg, jy gaan die Rooms-Katolieke sondagodaanbidding gaan kry. Klaar. Hou die goeie. Hou die goeie. Heilig te wees. Almal se keuse, Petrus sê, 2 Petrus 2 vers 21. Nou dat jy weet, jy gaan terug na jou ou weer toe. Dis soos 'n hond wat terug gaan na sy eie braaksel toe, of soos 'n vark wat in die modder gaan rondrol. As jy op jou hasiekies ver, jou eiertjies ver van wegsteek goeders, grou sommer 'n gat daarso en gooi water daarin, laat die kinders sommer in daai modder rondrol saam. En jy saam met dit, want dis presies so Abba het sien. Of laat jou hond sy ding doen, gaan jy daar. Abba gril daarvoor, Abba grief daarvoor. Die keuse is jou, dat jy wil sterren wees, of wil rebelleer daaroor. Abba sê rebellie is hekse. Sterren wees. Eiesinnig te wees, eiesinnig, man, dit is so man, eiesinnig is afgoderlik. 1 Samuel 15. Dankie, amen. Kom ons bid. Vader, dankie vir die voorreg, Abba, as u kinders, Abba, om vanoggend te kon praat, Abba. Vader, dit is moeilik hierdie, Abba. Dit is moeilik om te praat oor hierdie viestelike goeders van die wêreld. Maar Abba, u het vir Paulus opgerig, het vir met Damaskus kooplik gegee, dat hy kon gaan praat het oor hierdie dinge. Want hy was bold geweest. Hy was 'n warrior geweest. En hy gaan praat oor hierdie dinge, en ons sê mense nog nee, hy volg nie die wet nie, hy gaan nie oor genade. Maar hy herken nie, in Handelinge 24 herken hy, maar ek Paulus doen die wet en ek doen die profete. Hy herken dit. En hy quote baie voor, hy sê ons moet die woord, die wet oplig. Leer hom. Verstaan vir Paulus, want Petrus sê jy moet hom verstaan, anders te mag sy woorde wat jy uithaal, boetie en sê, daai stukkies wat jy uithaal mag, lei tot jou val. Omdat jy as gevolg van 'n gebrek aan kennis nie verstaan nie. Abba, ek bid vandag, Vader, dat U vir ons daai kennis sal gee, Abba, en dat ons nie sal stubborn wees as daai kennis ontvang nie, Abba. Want ek bid vandag dat die woord sal uitgaan, dat ons boere nasie weer sal luister. Dat ons sal hoor wat U sê, dat ons sal ophou met hierdie pynende gewoontes, hierdie dinge van die heidene. Want U sê, jy gaan Joshua en wissel uit. U haat dit. Abba sê vir jou, boetie en sussie, as jy vir hom net een ding wat ek vra van jou, ek sal vir jou alles gee. Ek sal tot my seun vir jou gee. Wees ek lief vir my deur my gebooie onthou. Ken my deur my gebooie onthou. En my insettinge en my verordeninge. Dis wat Abba vir jou vra. Gehoorsaam my. En hy sal vir jou alles doen. Hy gaan tot vir jou, hy sê seën gestuur om vir jou hierdie mooi huis te gaan voorberei. Hierdie plek eendag in die koninkryk waar jy as 'n bruid saam met hom gaan sit. En hom gaan worship. Hy sê so, hierdie tyd op aarde is tydelik. En Abba sê, hy ken jou voor jy gebore is. Hy sê die gees wat in die liggaam inkom en jy het hierdie tydelike liggaam. En dan gaan jy jou gees teruggee soos jy so sy gees teruggegee het. En daai gees het 'n tyd op aarde en hy het 'n keuse wat hy wil doen. Gaan hy na die Satan hom aanval en hom mislei en hom lieg en gaan jy aangaan met die wêreldse dinge? Of gaan jy kies nee, Abba? Me and my house will serve the Lord en ons sal vasstaan op die woord die waarheid. Want die vyand se een missie is om jou te steel. Is om jou covenant te steel, jou bruidskap te steel, van jou 'n hoer te maak. Dis sy missie. Hy wil nie hê jy moet eendag die koninkryk sien nie.
en dit beerwe. Dit gaan oor die beerwe. Waar deur gaan toe gaan, moet as sal jy genoeg olie. As jy bekleed met hierdie reining, waar staan jy op hierdie stadium in jou lewe? Dankie vir die genade, Abba, dankie dat U soveel keer ons uitnooi, U hand uitstrek en ons uitnooi vir hierdie covenant, hierdie verbond wat U vir ons het. Moet as dit jou kees op jou hart vat. Vader, ek eer U vir vandag, Vader, ek bid nou dat U ons sal seën as 'n bediening. Dankie vir die eenheid, Abba, dankie vir U woord. Abba, dis nie ons woord nie, Abba, dis U woord. En dankie dat U ons seën met hierdie stukkies uit die woord het om ons te leer hoe om die dinge te beproef. Na U wil, nie ons eie dinge te beproef nie. En vergewe ons vir die kere, Abba, wat ons wel gegaan het en ons het hierdie heidense praktyke gedoen. Abba, ek wil vanoggend repent. Ek wil my sondes bely dat ek daai tyd, Vader, dat ons die heidense dinge gedoen het, dat ons hierdie praktykies gedoen het, Abba. Hierdie losbandigheid gehad het, Abba. Ek bid dat U ons sal vergewe deur die bloed van Yeshua, Abba. En ons sal skoon was, Abba. En ons sal bekleed met hierdie regverdigheid, hierdie maagdelike skoon bruidskap. Dankie Yeshua dat U gesterf het, sodat ons vergewe kan word deur U bloed en skoon gewas kan word. Dankie vir die liefde wat U vir ons het, Abba, om U seun te gestuur het. Yeshua, dankie vir die liefde wat U gehad het om te sê, Papa, Vader, ek sal gaan en ek sal gaan betaal. Ek gaan sonde wees, maar ek sal nog steeds gaan sterwe en die vloek dra van hulle, sodat U hulle weer terugvat as die bruid. Dankie daarvoor, Abba. Dankie dat U Ruach, die Heilige Gees, vir ons gee in ons hart om ons te kom leer en ons te kom wys. Abba, ek bid dat ons Ruach, Heilige Gees se stem so duidelik sal hoor. Vir die keer as ons afdwaal, Abba, dat ons op Teshuvah, dat ons sal omdraai, 180 grade sal omdraai, Vader, en ons terugdraai na U toe. Want daai dit in die woestyn het toe hulle omwegdraai, het die slange hulle begin byt. Maar toe hulle terugdraai, toe die slange ophou byt. Mag ons terugdraai, Vader. Mag ons terugdraai. Abba, ek eer U vir U genade en dankie vir U liefde vir ons, Vader. Ek bid nou dat U die tabernakel toe sal seën wat nou kom, Abba. En hierdie dag verder, Abba. Dankie vir die shalom vrede, hierdie bepaalde tyd, hierdie Sabbat. Dat U vir ons het as U bruid, Abba. Dankie vir die dubbel porsie van vrede, van voorsiening, van alles wat U ons gee vir vandag. Dankie daarvoor, Abba. Abba, ek bid dat hierdie week sal seën wat ons voor lê, Abba. Gaan saam met ons, Abba, waar ons nou vanoggend naweek toe is, Abba. Mag ons nie ophou met U koninkrykswerk nie, Vader. Mag ons nie ophou om hierdie regverdigheid te soek nie, Vader. En waar ons weer oor 2 weke bymekaar kom, bid ek dat U ons sal seën en sal bewaar, Abba. Dankie dat ons op kan rus, Abba. Dat ons kan familietyd ook gee, want dit is vir U om benadering. Abba, ek eer U vir vandag, Abba. Dankie vir die woord. Ons is lief vir U, Vader. En daardeur vir ons hierdie spag om U goeie te onderhou. Vader, ek bid nou die seën uit dat U vir ons elkeen het. U het ons so lief dat U vir Israel hierdie seën gee. Net soos U vir Israel hierdie feeste gee. Net soos U vir Israel hierdie seën gee en hierdie bruid, hierdie huwelikskontrak op Berg Sinai vir die bruid. Hierdie huwelikskontrak. Hierdie boek wat U vir die bruid het, my bruid doen dit so, pas op vir dit, kyk daarna. Dis soos as ons 'n televisie gaan koop met hierdie instruction, hierdie manual boekie wat jy het. Dis selfs Abba sy woord uit vir ons gegee om ons te wys, want jy gaan nie saam met jou televisie bak, die Fransis. Abba, kom leer ons byvoorbeeld om doen dit en doen dit. Was jouself met hierdie woord. Was jouself met hierdie instruksies dat om wel hierdie skoonbrood te wees. Dankie Vader. Moet ons is ontvang nou hierdie seën. Brecha Adonai Vishmarecha. Ja Adonai Panebrecha Vigenika. Yesa Adonai Panebrecha. Yasim Lecha Shalom. Abba, dankie Vader, U sê sal ons seën. Dankie dat U ons sal seën, Abba. Dankie vir die seën wat U vir ons gee. Dankie dat U sê sal ons bewaar. Dankie Abba dat U die engele vir ons gee, opdrag gee om ons te beskerm. Al wat U vra is net ken my en wees lief vir my kind. Abba, dankie dat U sê U sal die aangesig oor ons verhef. Abba, dankie dat U sê U sal die aangesig tot ons toe draai, Abba, net soos U daai tyd die aangesig gedraai toe U seun op die kruis was. Abba, ek bid dat U aangesig oor ons sal skyn soos dit Moses geskyn het die dag toe hy die huwelikskontrak ontvang het op Berg Sinai. Mag ons so skyn, Abba, as hierdie verbondskinders van U, Abba, die covenant kinders, Abba. Mag ons skyn, Abba, en hierdie skyn mag ons in die ligtorens wees, die lig vir die donker wêreld, Abba.
Abba Vader, dankie dat U sê U sal vir ons bo alles hierdie shalom vrede hê wat gee wat U vir ons het. Abba, ons moet ons ontvang nou hierdie vrede wat Abba vir het. Daar waar jy in jou huis, waar jou gesin is, jou man en vrou, tussen kinders, by jou werk, ontvang Abba se vreugde. Sy dubbel porsie van vreugde en voorsiening wat hy vir jou het. Dankie daarvoor, Vader. Ons vra alles en die Seun, ons ontvang dit nou en ons vra alles in die Seun, Yeshua Messia se naam, deur die kragtige werking van U Hooggekoes. Amen.